Hi, ek's Lisa, by die rooi hare en ek kyk die Mommy Club van die Hoofstad sodat jy nie hoef nie. En welkom by my episode 10 recap. 10 weke wat ons nou al hierdie show kyk. Okay. Ek drink vandag 'n lekker teneskraal Chardonnay. Hy het stickers op, so moet lekker wees. Hy is bietjie sterk. Kom ons begin met die episode. Right, so dis nou die volgende dag na daai groot fight by die bonfire. Ja, ek het vanoggend definitief nog dubbel gesien. En almal babbeleer. Ons almal is maar 'n bietjie broos vanoggend. Totally gedink daar's 'n bietjie drank betrokke daar. Maar Anso is nie daar nie. Anso moes ons die lig of toe vat vroeg vanoggend. Ja. Cool. Genade kan ons ten minste ou ontbytjie saam geniet. So Tessa, Louise, Crystal en Johandri gaan 'n bietjie en hulle gaan eet ontbyt. Wow, thank you. Ek was nog nooit so bly om 'n worsie te sien. En hulle almal is soos, all is good, ons is fine. Is jy okay? Ek's okay, is jy okay? Ja. I'm fine! Totally fine! I'm fine! There's no hard feelings here. Ek eers lief vir julle almal. Ja, ek voel ook so. I mean, hulle sê dit vir mekaar terwyl hulle daar so sit. Ek wil net seker maak dis nou uitgesorteer, né? Nee, ons is good, we're Ek sê good. ek stem saam. Maar as hulle dan behind the scenes by die kamera praat, fluit almal 'n ander dingetjie. Ek voel dinge is nie resolved nie. Ek kan dadelik voel daar's so 'n atmosfeer. Daar is nog ietsie aan die broei. Behalwe Johandri, sy dink nog steeds almal is fine. Ek dink ons almal gaan die wegstap en ons gaan uiteindelik seker goeie vriendinne wees op die einde. Ja. Niks is fine nie, Johandri, niks. Ek dink Johandri is delusional as hy dink ons gaan op 'n skoon bladsy begin vanoggend. En Crystal noem dan sy het bietjie geskrik vir Quite Tessa. Ek het 'n bietjie my gat omgeskrik. It was a lot to take in. Anyways, ons hoor dan dat hulle moet nou gaan teiken skiet. Dit gaan baie opwindend wees. Maar al wat Tessa wil skiet is 'n katjie. En al wat ek eintlik wil skiet is 'n katjie. Ek het baie lank klos gevoel. So hulle daag nou op by die skietbaan en Timo, Brendan Piper gaan hulle leer om te skiet. Hallo julle, Wow. my naam is Morney. Oh liefie, shame. En basically, Louise sukkel met haar een oog, Ek kan nie die oog toemaak nie, ek kan dit doen. maar sy doen pretty good. Hoi. En Tessa babbeleer so hard, sy skiet sommer met haar sonbril op. Mense moet nou maar dink wat hulle wil, maar ek kan nie nou minder omgee hoe ek lyk. Okay, Mooi. Wat sê? you go girl. Anyways, eventually is almal terug in die land van die lewendes. En Johandri, Tessa, Louise en Tessa se ma gaan vir soos 'n glamorous brunch. Baie bly na al die stof en die wild wees, kan ons nou weer bietjie mooi aantrek en 'n lekker 5-course meal te gaan geniet. En Louise noem dat sy vir Tessa 'n blind date wil reël. Ons gaan mos nou vir Tessa, soos 'n speed dating reël. Okay. Okay, dit gaan interessant wees. Ek is bang op my senuwees en opgewonde op dieselfde tyd. En ons hoor Johandri sê sy wil nie meer met Anso in business wees nie. En ek voel maar net vir ons albei as ons vriendskap, ek weet nie wat ek dit nou moet noem vir by die stadium nie, is dit beter net vir ons as ons Maar goed. apart is. Ek dink dis 'n wyse keuse. Dan gaan ons oor na Crystal en al die maatjies. Hallo mooitjie. Mooitjie. Jy lyk mooi. Ek voel nie hulle gaan skrik. Mooitjie. Behalwe Anso want hulle gaan nou vakansie in Namibië vir haar verjaarsdag. Anso lewe haar beste lewe op die oomblik in Namibië. En Crystal sit nou met die maatjies en sy vertel hoe was die naweek. Toe sê hulle, die vraagie was, Crystal, hoekom is jy so neerhalend teenoor vrouens? Ek was soos, wat? Eerstens, wat beteken daai woord? Wag. Dis glad nie die waarheid nie. En dit is nogal crazy om te hoor hoe sy dit waargeneem het en hoe sy onthou dinge gebeur het. Sê ek net vir Johandri, kyk, ek is nie die grootste fan nie en soos ek kan jou nie vertrou nie. Toe raak Johandri nogal baie opgewonde. Toe gaan sy te kere en sy huil. Ons weet wat eintlik gebeur het, okay? Dis alles op kamera. Tessa het toe 'n lelike goed gesê, soos van ons maatjies en ja, ons kinderagtige skindermense, sulke goedjies. Verstaan jy dis net nie eers nie. Maar of course sê die maatjies hulle is nie so nie. Ja. I get where they're coming from, Ja. maar dit is net glad nie wie ons is exactly. enigstens nie. Ek dink net as jy regtig nie so tipe by iets was nie, sou jy nie nodig gehad het om jouself veel te so te verdedig nie. 'n Goeie mens hoef nie altyd te sê hy's 'n goeie mens nie. Okay, Ryk. Luister. Okay. Anyways, volgende dag en Louise is by die huis saam met haar siek seentjie. Gou.
tannie Christel bel. En sy bel nou vir Christel sodat hulle bietjie in persoon kan chat. Ek wil graag bietjie met jou chat, maar nie oor die foon nie. Okay. Nee, dit klink vir my interessant. Okay. Lekker. Bye. Dan oor na Tessa en Johandri wat nou 'n venue soek want Johandri wil haar eie wellness event hou. En ons gaan na 'n rugbyklub toe, so kom ons kyk hoe gaan hierdie uitwerk. Onthou oor hierdie deel want dit is belangrik vir later. En die naam van my brand is UBU Wellness. Maar Tessa is nie mal oor die venue nie. Ek het nou nie gedink die rugbyklub is die ideale finesse vir 'n wellness day nie. Vir haar bietjie grof. Want dit is 'n rugged venue. So as jy gaan met 'n bietjie meer van 'n grower venue. Sê eerder dis uniek, interessant. Oh, nice. Nee, baie nice. Die mamas kan hulle kinders saambring. Johandri en Tessa staan aan en gesels en sy noem dat sy met Ansu moet gaan chat oor hierdie hele wellness day. Ek moet actually nog met Ansu oor hierdie hele situasie Het jy nog nie met haar gechat nie? Nee, ek het nie. Hoekom voel jy moet van so wil jy vir permissie vra? Want dis kan wat Ansu ook doen. Met alles wat gebeur het en goed, ek dink dit ons albei het dalk net 'n ander siening oor sekere dinge. Ek hoop nie sy vat dit sleg nie dat ons weer sit op 'n plek wat ons nie wil sit nie. Jy is klaar nie op 'n goeie plek nie. Johandri, so sterkte. Jy het dit nodig. Anyways, Ek is baie opgewonde. Ek sien baie uit. dan is dit nou soos die aandgedeelte van daai dag en Louise en haar man gaan nou op 'n date night Ons is so lief vir date nights. Cheers. en hulle maak bietjie hulle harte oop en sê hulle wil graag 'n derde kind hê. So ek en John wil albei nog 'n kind hê. En hulle wou al vroeër nog een gehad het, maar tot so baie goed gebeur met Louise en in haar lewe dat dit was net nog nie die regte tyd nie. Ek dink die feit dat my ma en my pa albei ouers oorlede is onlangs, obviously het ek deur verskriklike trauma gegaan. Maar sy voel nou is die regte tyd. Dis nou of nooit. Ons moet nou 'n plan maak. Ek sou sê, al is sy 38 en hulle kamerkaskenade is in 'n goeie gesonde toestand. Ek is altyd lus vir jou. Ons het 'n vreeslike gesonde sekslewe. Sy sukkel hulle nog steeds om swanger te word. Dit is maar ons leefstyl. Ons werk te hard. Ons is gestres. So hulle chat dan so 'n bietjie oor inseminasie Inseminasie is die volgende opsie. en die hele proses. So op dag 1 van Shark Week, Dan hulle Shark Week. En haar man se rol daarin. Ja. en dan gaan jy 'n monstertjie en 'n koppie moet doen. Hey. Toe 'n paar jaar terug het ek 'n fotoshoot gedoen wat ek so 'n bietjie stoute onderkleertjies aangetrek het en hy het al admit dat hy partykeer op sy eie daarna kyk. Good to know. En al is die proses vir haar man dalk so 'n bietjie awkward, sê hy is in. Ek is saam met jou dit. Ek sal dit doen. So, cheers. Hulle gaan probeer vir nog baba. Cheers julle. Cheers, honey. Cheers. Love you. Love you. Op baba nommer 3 hopelik. Anyways, volgende dag en Louise like banging. Het ons hierdie boks oop kry. Sy bangs. Ek hoop is klip ons. So Christel gaan kuier nou by Louise Dit is lekker om jou bietjie weer te sien. Want wat ek van tegnologie weet is scary. en hulle chat oor wat op die plaas gebeur het. Nou hoorie voor ons begin wil ek net vir jou sê. En Louise sê there's no hard feelings aan haar kant nie. Na alles wat nou gebeur het, jy weet dat daar's nie hard feelings van my kant af nie. En Christel noem dan dat sy teleurgesteld is in Tessa. Obviously, ek kon sien jy staan op vir Johandri en Tessa het net vir my, sy het my bietjie surprise en op dieselfde tyd bietjie disappoint. Onthou die woord teleurgesteld. Alright. En Christel sê dan, ek wil nie hierdie lelik bedoel nie, maar Tessa het letterlik, en ek sê lelik as ek dit sê nie, maar sy het soos 'n vis 50 kere gegaan. wat beteken dit ooit? Okay, om 'n beach te gooi. En sy bedoel dit nie lelik nie. Tessa het nooit geskree nie. Maar ja, hulle twee cheers. Let's start over. Cheers. Ja, ek wil ook dit hê. Want hulle twee is okay. Cheers. Okay, so hier's ons dan. Obviously, want die beef is eintlik tussen Ansu en Johandri en almal anders het nou maar net begin kante kies. So ja, hulle chat dan nou oor spy gear Wat die hek het hierdie vrou gekoop? wat hulle gekry het vir Tessa se blind date. Wat ek die ou gaan kan sien, want ons moet ons nou sien met wat ons deel hierso. En basically dis net 'n security camera van take a lot af. Okay. Kyk hy werk. Dink ons is ready to roll. En Louise nooi dan vir Christel om te join die aand. Hoorie, wil jy nie ons join nie? Maar Christel is bietjie huiwerig. Ek weet nie. Ek sal sien. Maar right, bye Christel en hallo Tessa. So
ja, dis nou die aand en dit is tyd vir Tessa se blind dates. Ek is op my senuwees om die minste te sê oor vanaand. Dit gaan okay wees, Tess. So Louise stel die secret camera op. Ons moet hulle se bietjie op hulle senuwees maak. Ja, dis glad nie obvious nie. En ons hoor ook hulle het ietsie wat hulle Tessa se oor sit, so hulle kan heeltyd met haar kommunikeer. En dan gaan ek vir jou vrae gee wat jy hulle moet vra. So okay, die eerste man is daar met 'n Aston Martin. Ja, ek moet my man gevra het wat se kar is dit. En blykbaar ken Tessa hom. Ek ken vir Rolf. Ek ken Rolf het nog nooit gevibe nie. Okay, Johan daar staan ook daar op, maar Louise is op het met die sê goed. Onthou, ons het dit eerste keer gedoen vir liefde, nou is dit geld. Sit dit op t-shirt. Sê vir hom jy hou van sy spaaitjie hare, wie sy haarkapper. Ja, roslik sy. En dan almal wag. Tog Christel op. Christel het besluit om op te daag. En soos spy gear, maar sy het ook haar hartjiebrille saamgebring. Wil jy gebliksem word? Ek is oor hierdie hartjiebril saga. I'm the drama. Is it me? Am I the drama? Am I the villain? Maybe. I'm here. Anyways. Next. Mr. John daag dan daarop. Ek is John. Ai, ek gaan nou my ken. En hy is 'n spierpuur. Mauw. Ew, ek kan van cringe net vir myself. Ja, ek weet nie wie se teacher is groter nie, syne of Anne. Ek dink is redelik close. Dis soos, woe, hierdie ou is gerip. En honestly, Tessa voel hy's nie haar tipe looks wise nie. Ek is meer iemand wat hou van soos 'n geeky, sexy vibe. Wow. Tessa. Maar ja, ek dink John voel meer dis soos 'n free ad vir sy besigheid as wat hy op 'n blind date gaan. So ek het 'n tech company. Ons het 'n spesifieke tech uitgebring. So Louise spice dan things up. Vat jou hand, Tessa wys vir ons hoe groot jy dink sy tollie is. Maar Verseker. ek moet vir jou sê dis baie interessant. Dankie. Maar Tessa wys sy's nie intiem nie. Vat aan jou vir as jy hom nie weer wil sien nie. Ek is 'n besigheidseienares. Okay. Awkward. Anyways, next. En dis 'n jonge. Tian, Aangename kennis. Jan, wat doen jy vir 'n lewe? ek swat op die stadium. Hy swat nog. Raai hoe oud is hy? Ek's 22. Shoo. 22. Hy sal even vir my tannie sê. Cradle snatcher. Maar Shane, jonges, hanteer dit goed. En wat gaan jou ma daarvan sê? Ons sal dit stil hou vir eers. En Tessa besluit dan net, weet jy wat? YOLO, sy gaan alles doen wat Louise sê. Dink jy sal 'n goeie pappa vir my kinders wees? Ek dink jy sal 'n goeie pappa vir my kinders wees. Ek dink ek sal kan. Dit was baie entertaining om hierdie dele te kyk. Die borshare, is hulle daar? Wil ek net sien hoe lyk hulle? Ja, hulle is daar. Hulle is Ja. daar. Die arme man. En ons hoor hierdie brokkie inligting. As ek single was, sal ek 'n jonger ouetjie vat. Ons leer so baie van hulle ken elke liewe week. Maybe bietjie te veel. Anyways, next! So dis die laaste ou van die aand en hy's bietjie meer haar tipe. Ek is nou al tipsy, so my beer goggles is nou al aan. So ja, die man, ek kan nie onthou wat sy naam is nie. Flirt so bietjie, Wel, jy lyk goed vir 'n 44-jarige. Jy lyk baie goed vir die 21 jaar. maar dan op 'n stadium fistbump hulle. Boerseun vibes hierso. Ja, dankie. Sy hou van 'n geweer Daai dan. punte, goeie werk. Dit kan twee goed beteken. Okay, 1, hy probeer haar vriend zijn of 2, hy soek net 'n verskoning om haar hand te vat. You never know. Pampvis hulle mekaar. Fistbump. En dan om hulle deeltjie af te sluit, noem Tessa iets van soos 'n second date. Ek dink ons kan definitief nog 'n date reël as jy keen is. En hy vra ons my vir haar nommer. Dis nou eerlik wat ek jou vra vir jou nommer, nee. O, moet ek jou nog my nommer Sluit. Anyways, dan om af te sluit, chat hulle almal lekker op die bed. Van weet jy nie meer se gehad nie. Die eerste een. Okay. Maar tog voel sy nog steeds nie reg vir 'n verhouding nie. Ek is te besig right now. Okay. Maar dan hoor ons Tessa is bietjie ongemaklik met Christel se presence. Ek kan voel die manier hoe sy vir my kyk en net die manier wat haar temperament teenoor my is, voel ek nie is sincere nie. En hulle praat so 'n bietjie oor harte oopmaak. Ek het besef dat my hart soos toe is. Wat het jy vir my gesê op die plaas oor my hartjie oopmaak? Hier
Wie gaat ons alweer? It's not the time or the place, girl. En Crystal sê dan basically, sy was geskok oor hoe almal dinge hanteer het, want sy is Engels en hulle hanteer dinge eintlik bietjie anders, soos eerder oor 'n koppie tee. Onthou ek is soos we're English. We handle things over tea. You know. En ek het online gesien mense is kwaad, want hulle voel sy insinueer Afrikaanse mense is common en Engelse mense is meer gesofistikeerd omdat hulle dit oor tee sou uitpraat. Sy moenie dink omdat ons Afrikaans is, ons is grof nie. Okay. Christa, as ek vir jou een tip kan gee, moenie met die Afrikaanse mense mors nie. Jy het gesien wat gebeur met Charlize Theron. Ons assosieer nie meer met haar nie. En op daai noot is dit dan dit vir die episode. By wyde is klaar, so die video is klaar. As julle van hierdie video gehou het, like hom asseblief. Like my page op Facebook, follow my op Instagram en TikTok en subscribe op my YouTube channel. En dan sien ek julle volgende keer met nog 'n Mommy Club Funny Hoofstad recap. As jy tot hier gekyk het, comment next. Dis dan al van my kant af. Bye!